Die woord verklaar in die boek van 1 Tessalonisense 5 vers 17, dat ons moet bid sonder ophou. En daar is 4 dinge wat gebeur wanneer ek en jy bid sonder ophou. Nommer 1, die eerste ding wat gebeur is wanneer jy bid. Jy connect met die lewende God. Wanneer jy met hom connect, dan beteken dit jy bou jou verhouding. Jy versterk jou verhouding, want ons lewe van geloof gaan alles oor ons verhouding met die lewende God. En as jy nie bid nie, dan is jy nie besig om jou verhouding te versterk met Yahweh ons Elohim. So ek en jy moet op 'n daaglikse basis bid. Dis hoekom die woord sê, bid sonder ophou. So ons verhouding moet versterk word. En ons connect met die lewende God deur gebed. Deur tyd te spandeer in gebed met Yahweh ons Elohim. So daardie konneksie versterk jou geloof. Dit versterk jou verhouding. Dit versterk jou vertroue. En dan weet jy natuurlik op wie jy kan vertrou en op wie jy kan staatmaak. Want as jou verhouding sterk is, dan gaan jou geloof sterk wees. As jou verhouding sterk is, dan gaan jou vertroue op Yahweh sterk wees. So, dis nommer 1. Dis punt nommer 1 wat gebeur wanneer ek en jy bid. Punt nommer 2, wat gebeur wanneer ek en jy bid? Ons groei. Daar is geestelike groei wat plaasvind wanneer ek en jy bid. Want jy sien, ek kan nie dieselfde bly as wat ek gister was nie. Ek kan nie dieselfde wees as wat ek 'n jaar terug, 2 jaar terug was nie. Daar moet geestelike groei in ons lewe wees. So die enigste manier hoe daar geestelike groei in my lewe kan plaasvind, is deur gebed en natuurlik ook die woord. Want kyk, as jy bid, dan bid jy mos woord, en as jy bid, is jy met die woord ook besig. So dit veroorsaak dat ek geestelik begin groei. Want wanneer ek connect met Vader en ek versterk my verhouding, dan is daar dinge wat in my plaasvind. So ek verander. Dis absoluut amazing. Ek verander in die binneste. Ek verander in my uitkyk, my perspektief. Ek verander in my denkpatroon. Ek verander in my hart en in my gees. So ek groei geestelik. Daar is vrug wat te voorskyn kom in my lewe vanweë my lewe van gebed. So dis punt nommer 2. Die derde ding wat gebeur wanneer ek en jy bid. Die derde ding wat gebeur is dat ek en jy kyk met 'n ander perspektief na hierdie wêreld. Wat beteken dit? Dit beteken ons gaan nie meer ons vertroue plaas op die mens nie. Ons gaan ons vertroue plaas op die lewende God. Want om te bid, dan beteken dit, jy kan niks in jouself doen nie. Jy kan niks doen deur enige instansie of enigiets nie. So wat dit doen is, dit veroorsaak dat jy met 'n ander perspektief na hierdie wêreld kyk. Want die lewende God wat ek en jy aanbid, is in staat om ons gebed te antwoord. Hy is in staat om wonderwerke te kom verrig. Halleluja! Hy is in staat om dit te kom doen. So wanneer ek en jy bid, dan kyk ons met 'n ander perspektief. Dit veroorsaak dat ek nie meer negatief praat nie, maar ek begin positief praat. Ek praat nie meer negatief en neerhalend en afbreekend en met negativiteit nie. Nee, ek kyk met 'n ander perspektief. So ek sien in steede van die probleem, sien ek die oplossing. Want jy sien, die lewende God wat ek en jy dien, is dan natuurlik die oplossing in elke situasie wat ek en jy ervaar en beleef. En dan die 4de ding wat gebeur wanneer ek en jy in gebed oorgaan. Wanneer ons die aangesig van Yahweh soek, is daar vind vrede by ons plaas. Daar's vrede. Want jy sien, die oomblik wanneer jy nie bid nie, dan veroorsaak dit vrees. En hierdie wêreld is met vrees gevul en almal is bekommerd en almal kou hulle naels en trek hulle hare uit die kop uit en almal is vreesbevange vanweë die omstandighede en die situasies wat ons beleef. En daarom sê Filippense 4 vers 6, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar in alles laat jou begeertes in danksegging en smeking voor die lewende God bekend word. So dis wat Vader vir ons kom gee. Hy gee vir ons die opdrag om te sê, ouens, moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie, moenie angstig rondkyk nie. Weet jy wat moet jy doen? Jy moet begin bid. Jy moet begin om die aangesig van Yahweh te soek. En die rede hoekom ons bid is nie omdat ons onmiddellik 'n antwoord kry nie. Dis nie die rede hoekom ons bid nie. En ja, Vader is almagtig
en hy doen wonderwerke en dit wat hy doen is amazing. Maar hy antwoord nie altyd onmiddellik nie. So wat is die rede dat ek nou moet bid? As Vader my nie onmiddellik antwoord nie en as dinge partykeer 'n tyd verloop, eers na dit gebeur en ek moet bid, hoekom moet ek dan bid as dit nie onmiddellik gebeur nie? Hoekom moet ek dan bid as daar dinge is wat ek eers gaan moet ervaar en daar situasies in my lewe wat nie onmiddellik opgelos word nie? Hoekom moet ek dan bid? Want jy sien, vers 6 sê, wees oor niks besorg nie. So ek kan nie toelaat dat daar vrees in my lewe inkom nie. In die oomblik wanneer daar vrees in my lewe inkom, dan is daar twyfel, dan is daar 'n verkeerde gesindheid, dan is daar 'n verkeerde perspektief en denkpatroon. Maar nou kom vers 7. En vers 7 is die resultaat van vers 6. En dit is die rede hoekom ons bid. Want ons bid nie altyd omdat ons onmiddellike antwoord kry nie, en dit is nie altyd so nie. Want ek gee vir jou 'n voorbeeld. As ek nou byvoorbeeld 'n moeilike situasie het en ek gaan bid daaroor. Wanneer ek opstaan is daai situasie nie onmiddellik opgelos nie. Nie onmiddellik opgelos nie. So wat is die rede dan wat ek bid? Vers 7 kom gee die antwoord. Vers 7 sê van Filippense hoofstuk 4. Vers 7 sê, en die God van vrede sal julle harte en julle sinne bewaar. Halleluja! Met ander woorde, die rede hoekom ek en jy bid, is nie omdat ons nou ewe skielik iets uit die hemel gaan ontvang nie. Dis nie omdat die probleem onmiddellik opgelos word nie, en Vader kan dit doen, en hy's 'n God van wonderwerke, geen twyfel nie. Maar die rede hoekom ek en jy nie besorg moet wees nie, en hoekom ons moet bid, is sodat daar vrede in ons lewe sal wees. En daardie vrede bewaar ons hart, dit bewaar ons sinne, met ander woorde, jy's kalm, jy's rustig, daar's nie 'n bekommernis nie, jy het vrede, want jy weet, dis in die hand van Jahwe ons Elohim. En op die einde van die dag hy is in beheer, hy bly in beheer, hy regeer tot in alle ewigheid, en daar is niemand wat hom ooit sal onttroon nie. So weet jy wat, ek plaas my vertroue net weer opnuut op die lewende God. Halleluja! Want hierdie dinge gaan begin gebeur in my lewe, die oomblik wanneer ek bid, die oomblik wanneer ek sy aangesig soek, gaan hierdie 4 dinge in my lewe manifesteer. So ek wil hierdie woord vandag vir jou gegee het, sodat jy kan besef, maar ek moet aanhou bid. Ek moet nie nou moedeloos word nie. Die woord sê tog, bid sonder ophou. So as die woord sê, bid sonder ophou, wil ek jou vandag bemoedig, hou aan bid. Vir elke situasie, vir elke omstandigheid, vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou man, vir jou ouers, hou aan bid. En jy sal die resultaat ervaar in jou lewe. En die resultaat is nie altyd dit wat ons verwag nie, maar die resultaat is baie keer inwendig. Met ander woorde, daar vind 'n verandering plaas hier in my binneste. En dis die grootste ding wat moet gebeur wanneer ek en jy bid, is daar moet 'n verandering plaasvind hier binne. Dis nie altyd buite nie. Want as ek anderste is, en ek verander, en ek het 'n ander perspektief, en ek groei, en ek kry vrede, en my koneksie met God word herstel, en word vermeerder, dan het ek my doel bereik in terme van gebed. Want my gebed moet my verander. Die gebedslewe wat ek het teenoor die lewende God moet my heel eerstens kom verander voordat dit aan die buitekant begin werk. Halleluja, loof sy naam. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek glo dat hierdie woord het vir jou 'n groot betekenis en dat jy sommer iets baat vind uit hierdie boodskap en dat jy dit sal toepas tot eer en verheerliking van die naam van Jahwe ons Elohim. Halleluja. Nou mag jy geseënd wees van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.